Goeiemôre, die voorreg is altyd so groot om jou te groet in die naam van Jesus. En baie welkom. Weet jy, lang gelede was daar 'n kerk en hierdie kerk was maar soos enige ander kerk en weet jy wat? Die storie wat ek wil vertel bewys dalk iets vandag in baie mense se harte en baie mense se optrede. Maar in elk geval, elke Sondag het die pastoor van hierdie gemeente die kerk gelei en daar was 'n diens. Maar weet jy, op 'n stadium het daar 'n ou man ingekom. En dan het die pastoor gesien, hy loop in en dan gaan sit hy vir so 2 of 3 minute en dan ewe skielik staan hy op en dan loop hy weer uit. En op 'n stadium het die kerkgangers in die gemeente ongerustig geraak en hulle het gesê, maar wat is dit met hierdie ou man dat hy inkom en hy bly net 'n rukkie en dan loop hy weer. En hulle het natuurlik die kerkraad bymekaar geroep en die pastoor geroep en gesê, hulle vir die pastoor, ek wil amper sê half oorreed om met die ou man te praat. Weet jy wat, in een Sondag toe kan die pastoor hom toe in die hande kry. Die pastoor praat met hom en hy vra vir hom, hoekom bly jy net so kort rukkie en dan loop jy weer? Toe sê hy, want ek hoort nie hier nie. En hy draai om en hy loop weg. En so het die pastoor se hart in steen verander en die mense van die gemeente se hart het in klip verander. En kort voor lank toe sê hulle vir die pastoor, jy moet al vir die ou sê, hy moet nie weer kerk toe kom nie, want hy ontwrig die kerk en trek die mense se aandag af en so voorts. En die volgende Sondag toe die ou man weer kom, staan die pastoor by die deur en hy sê vir die oom, jy kan nie inkom nie. Jy ontwrig die kerk en so voorts. Die ou man baie hard, seer, kop onderste bo, loop weg. En 'n paar weke daarna kry die pastoor 'n oproep. En hy sê, een van jou gemeentelede het afgesterwe. En die pastoor vra, maar wie is die man? Hulle sê, nee, dis 'n man wat gereeld daar by julle, hy het 'n briefie vir jou gelos. Hy het afgesterwe. Hy het kanker gehad, en ek neem aan is dele van sy laarrug en heup gedeeltes. So hy kon nie vir lang tye aan mekaar sit nie. Hy moet of lê of hy moet staan. En hierdie pastoor besef dat hy die liefde in sy hart vir sy medemens verloor, soos Johannes 13:34 sê, julle moet mekaar lief hê, soos ek Jesus julle lief het. Weet jy, kyk ons neer op ander mense. As hulle die kerk instap, is daar nog tyd vir dit? Die klere wat hulle aantrek of die status wat hulle dra? Of het ons almal lief, van die armste persoon in die kerk wat sy kleertjies geskeur is, wat sy haartjies deur mekaar is, tot die mees welgestelde, mooi aangetrekte en geklede persoon? Sit ons nie die pot mis as ons hierdie mense nie ook lief kry soos Jesus ons lief gehad het nie? Ek is pastoor Gary, ek laat hierdie woord vanoggend by u. Mag die Here u seën, mag liefde van u uitspruit, soveel dat daar baie is om verander te gee. In Jesus naam. Amen.